Môre julle, ek is Casper van Zyl, ek is 'n ontwerpsingenieur van ons strooiers. Ek wil graag vir julle bekendstel ons nuwe strooierreeks en ons nuwe byvoeging tot die reeks. Agter my is ons 1014 stainless steel synchro-spread strooier. Ons strooi kalk, ons strooi kunsmis, ons strooi hoendermis, gips. Dis 'n strooier wat so gebou is om verskeie materiale doeltreffig te kan strooi. So die hele bak op die strooier is stainless steel. Alles binne in die strooier is stainless steel, behalwe die ketting en die sif wat in die strooier is. Dit maak dit net soos as mens hoendermis of enigiets wat 'n bietjie 'n suur het of mens wil kunsmis strooi en mens wil net hê die bak moet langer hou, is die stainless steel definitief die pad om te gaan. Dit's 'n klein bietjie duurder, maar mens kan net soveel meer lewensduur uit die strooier uit kry. Volgende een is 'n bietjie 'n groter een. Hy is 13 kubiek en 18 ton. Soos julle kan sien het hy ook nou dubbel wiele. Dit is baie goed grondkompaksie bietjie minder te maak in die land en so ook opbrengs te kan verhoog. Die volgende een is ons nuutste byvoeging en is net nog 'n bietjie groter. Hy is 16 kubiek en 22 ton wat hy kan vat. Ook met 'n dubbel as. Daar's die opsie om 'n remstelsel by te sit. As jou trekker hidrolies kan rem, kan ons ook 'n hidroliese remstelsel bysit. Die agterkant van die strooier is maar die hart van die masjien. Alles hier in die agterkant is stainless steel, juis om die lewensduur van die strooier te verleng. Ons kan die een spinner beheer, ons kan die ander spinner beheer en dan is ons belt ook so dat hy gesplit is in die middel en links en regs afsonderlik kan beheer. So ons kan seksies in die veld aan en af sit. Ons kan variable rate uitvoer. Die strooier is so ontwerp dat hy kunsmis of kalk kan strooi. Om kunsmis effektief wyd te kan strooi, het ons 'n ekstra stel veins wat ons saamgee saam met die masjien en dit maak net dat ons die kunsmis 36 meter kan wyd strooi. Dis 'n veeldoelige strooier wat kunsmis kan strooi, kalk kan strooi en dit presies doen. Ons het al toetse in Australië gedoen, ons het toetse in Suid-Afrika gedoen. As jy 'n goeie verspreiding wil hê, is dit 'n lekker strooier om mee te werk. Ons het ook 'n rock separator. Dis ons eie patent wat ons ontwikkel het. Al daai klippe wat nog steeds deur die sif bo kom, wat dan uiteindelik op jou spinners val. Hierdie rock separator sif eintlik net die klippe van die materiaal, klippe rol af en dit beskadig jou strooier nie. Op hierdie groot strooier het ons die double as. Soos julle kan sien, is staan hier die agterste wiel skuins. Dis omdat dit 'n steering axle is. Soos wat mens deur die land beweeg, sal hierdie agterste wiele vry agterna beweeg. Wat dit nice maak is, mens maak nie sulke kontoure soos wat die bande sleep in die land nie. Hy volg net eintlik mooi saam. Die aste is ook op 'n veerstelsel. Die veerstelsel is op 'n rocker. So dit maak net dat die gewig evenredig versprei is op die twee aste. Maak nie saak of jy oor 'n hobbel gaan of enige obstruksie oorkom nie, omdat mens nou met sulke groot gewigte werk. As daar dalk skuinstes is en mens raak bekommerd oor die gewig wat agter die trekker is, kan mens remme ook opsit op die strooier. Hier is ons valveblok wat die hele strooier beheer. Ons beheer hierdie hele strooier slegs hidrolies. Ons gebruik 'n Topcon controller, 'n Greenstar controller. Ons kan 'n Raven gebruik of selfs as jy 'n ander controller het wat jy wil gebruik, kan ons hom op die strooier opsit. Ons strooier het ook 'n skaalfunksie, so jy kan skale opsit op die strooier. Van die controllers kan sê nou maar dynamically kalibreer. So soos wat jy strooi, kan die skaal waarde vir die en dan so kan jou kalibrasiefaktor aangepas word soos wat jy strooi, net om daai akkuraatheid nog te verbeter. Dit is vir my lekker om die strooierreeks van Rubik vir julle voor te stel. As julle enige navrae het, praat met ons mense, kom in kontak met jou naaste handelaar en dan help ons julle graag.